die son gaan staan, sonder my sorge, weg van die wolwe. Hey julle, welkom by Vaskap. Ons hang nog 'n bietjie rode koppies. En dit voel soos somersdag hier by Rode Koppies in die middel van die winter. Ons 'n massiewe koue front wat inkom. Ons begin so nou na die einde van Junie se kant toe staan. En so ons is prefrontal. Lugdruk is verskriklik hoog vandag, maar van vanaand af begin hy val. En dan weet ons gaan ons lekker vis vang. Ek en Mia hengel bietjie op die dek hier by Rode Koppies. Nou wat gaan ons doen in hierdie program? Ons gaan net bietjie lekker spesie hengel. Ons gaan verskeie goedjies probeer. Ek hengel 3 stokke in die vlakwater in. Mia hengel 4 stokke in die diepwater in. Wat ons op verskeie plekke gaan neersit. Ons gaan bietjie iets nuuts probeer. Ons gaan bietjie in die modder hengel, in die silt hengel soos wat hulle sê. En ons gaan met hierdie kant gaan ons probeer om groot vis te vang. Met daai kant gaan ons probeer om daarom net vis te vang. Moeilike omstandighede, maar lekker omstandighede. En geen rede vir enigiemand na buite om hulle stok in die winter weg te pak nie. Kom hengel lekker saam ons. Ons gaan soos wat ons deur die program gaan ons vir julle wys wat ons doen, asies bespreek en natuurlik op ons YouTube kanaal van Vaskap gaan ons vir julle in meer detail wys hoe ons die goedjies daar doen. So terwyl julle besig is, gaan op Facebook, gaan like ons Facebookblad, subscribe op ons YouTube Vaskap kanaal en dan gaan julle baie meer leer as wat julle hier gaan leer. Maar vir nou, kom kyk lekker saam en dan gaan ons lekker hengel. Al skyn die son, al val die reën, vandag gaan ek vis vang, vandag gaan ek vis vang, niemand gaan saam, sou die wêreld vergaan, in die son gaan staan. Ons benadering gaan wees om 3 stokke in die vlakwater te hengel, in die baai, en dan gaan ons 4 stokke in die diepwater hengel. En wat ons gewoonlik doen op 'n sessie soos hierdie, is ons maak maar beurte, soos vir die stokke byt, want ou weet nooit waar en wanneer by daai heel groot vis wat almal so graag wil vang nie. So, en al wat ek in die vlakwater doen, ek teken die snotrebelle, dis die waterplante, kyk waar hy 'n inhammetjie maak, waar hy 'n pyntjie maak, dis waar ons die aas neersit, en die karpe kom gewoonlik daar deur, of hulle swem om hy punte, of ons soek net vir 'n mooi plekjie op die grond, waar ons kan sien waar hulle geëet het. En die water is baie vlak, is baie skoon, ons kan fisies sien waar die aas lê, dis hoe vlak dit is. So, op die punt van die sloep is dit gewoonlik so 2,5 meter water waar ons neersit, en dan soos wat ons in die sloep in beweeg, sit ons partymal net in 1 meter water neer. Maar ons gaan die stokkies insit, ek dink hierdie een het 'n chop BG pop-up op, bietjie particle mix, net so 1 skeppie voer, daar waar ons die aas neersit, glad nie gevoer voor die tyd nie, want ons wil graag groter vis vang. As jy voer in die water sit met 'n spesie sessie, dan vang jy ongelukkig nie die groot visie. Vang baie vis, maar jy vang nie reg groter vis nie. Vandag gaan ek vis vang, vandag gaan ek vis vang. Eerste stok gaan in, chop BG pop-up. Hier is so snotrebel en so bankie jacinte. Ek gaan hom net hier langs hierdie snotrebel neersit. Ek kan hom fisies op die grond sien daar. Dis ek is so 'n bietjie meer as 'n 1.5 meter dalk, die bietjie meer as 1,5 meter. En dan gaan ek net so klein bietjie so in die jacinte instrooi. En hoop die bleshoenders sien dit nie. So dit is dit. Dan gaan ek net so stadig wegry. Baie mense vra, hoekom vat julle die stok saam? Is net makliker om neer te sit, om alles in posisie te kry, en makliker om alles te beheer. Ek gaan nou net die stok so punt so in die water druk, en net reguit terugry daarna waar die huis is, en hopelik byt hy vinnig.
Ons het 'n lang dag gehad, ons het laat by die water aangekom. En laaste stokke wat in is so net na donker. En hierdie is die laaste ene wat ingegaan het. Ons het hom actually oorgedoen. En wat ek vanmiddag gedoen het, ek het so klein bietjie voer hier langs die snotrebelle gegooi. Maar nou het 1 of 2 mooi visse gedraai. En ek en Mia sit nou so in gesels. En hy sê, het jy dit gehoor? Ek sê, wat? Toe besef ek, dis 'n vis wat hier agter ons gespring het. En ek het die stok oorgedoen. En dis seker omtrent nou 'n halfuur later. Wat ding, daar gaat ons, eerste visie aan. Hy was al in die snotrebelle in. Ek moet sê, die Safex i32 het sy ding gedoen aan die snotrebelle. 60 pond, Double X, High-Abrasion leader op. Is 'n groot visie, daar sien ek kom in die lig. Maar dis die eerste ene, en ek sal vir hom vat. Nee, baie groot visie. Ja, sy het daai shellfish opgetel. Oeh, kom. Nee man. Ek dink ons is by rode koppies. Ek dink ons gaan groot vis vang. Ja, hierdie lyk soos 'n klipdrifvis. Is ons eerste vis vir die sessie. Nie 'n groot visie. Seker so 5,5 dalk 6 kilos. Maar 'n lekker beklei gewees. En daai shellfish pop-up opgetel, dis so wit en pink pop-up. Ons het jou afneem man. Yes. Maar regtig 'n mooi vis en nog baie sterk. Die lekker van die breed in die snotrebelle is, jy kan vir hom vashou. En hy skop hom maar uit, ons laat die sinkers afval. As hy sinker aanbly in daai snotrebelle, dan is dit game over, dan gaan jy nooit daai vis uitkry nie. Maar as die sinker afval, dan is dit maklik om hom uit te kry. Jy moet net nie te hard trek, jy moet net die tension ophou. Hy swem homself uit. Ons gaan 'n mooi fotootjie neem, gaan ons hom terugsit en as ek daai stok weer uitvat, gaan ek vir julle wys presies wat ons daar doen. Ek gaan sommer die net gebruik om hierdie ou terug te sit. Sy kom ou. Dankie ou, Bill. Sy. Jy is vry. Jy kan maar swem. Lekker. Dit is redelik koud. Ek moet sê, my aas is reg om terug te gaan. Nou gaan ek vir julle wys wat gebeur as ons hierdie ouetjie in die water sit. Dit is 'n pop-up, met ander woorde, dit is 'n boelie wat dryf. Die hoek is redelik swaar en ek het 'n stukkie tungsten patty op die hoeklyn, so daai hoek gaan so sit op die bodem. As hy nie so sit nie, gaan die hoek plat lê en daai pop-upie gaan net so regop staan. En hy lê verskriklik lig. So wat gebeur? As daai karp hom insuig en hy skuif hierdie swaar sinker, dan draai daai hoek met sy punt na onder toe. Ek gaan hom op my hand sit en net vir julle simuleer wat gaan gebeur. So, kyk hoe draai daai hoek. Daar, okay. En as hy daai swaar sinker skuif, dan haak die vis om. En nou wat gebeur? As die vis haak, en hy skud, dan val die sinker af, die vis kom los, en jy kan hom uit die snotrebelle uithaal, kan oor klippe hengel, oor bome hengel, al daai tipe van goed. Ons noem hierdie 'n boltrik systeem, of 'n veiligheidssysteem in Afrikaans. Een van die ou tegnieke om groot karpe te vang, en dit is een van die goed wat dit vir ons regtig maklik maak. Ons sal meer op ons Vaskap YouTube kanaal in duidelikheid daarmee met julle gaan, maar nou wil ek hierdie ouetjie terugkry. Laat ek 'n groter een vang, dubbel daai in sy grootte, en dan weer dubbel. Kom ons gaan vang hom. Ons het lekker gebraai, lekker geëet hier by die dam. Die windjie begin so woel van die koue front. En Mia sê, as jy buite wil hê, kom ons gaan klim in die bed.
Ek het net in daai slaapsak geklim. Piep, 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 piep. One-town na daai gat hy. En toe is die stok optel. In die snotrebelle in. En ja, maar hy is nou uit neem, ja. Hy is uit. Ja, En hy kom. wat lekker is, Sinker het afgekom. Ons weet hy's af. So, en die visie bly aan. Hy het regtig mooi gehardloop. Dink jy dis daai monstervis wat ons soek, jou Mias? Maar is definitief beter as die eerste ene, so. Verseker. Ja, en die fun and games begin nou as jy hierdie stok nou weer moet terugvat. Hoe laat is dit nou? Dis nou 10 uur. 10 uur. So, ja, en dis koud. Ons gaan hom uitspeel. Gaan julle nou by so lyk hy. Hier is 'n beter vis. Wat lekker is. Jo, amper dog ek is 'n mirror, Mias. Dit is nou lekker. Jo, ek het amper gedink 'n mirror. So mooi visie. Hier is 'n beter visie. Nou is die ys gebreek. Ta-da-da! O, shit. Sorry. My vis het die ys gekraak. Mias se vis het die ys gebreek. Lekker mater. Ta-da! Hierdie een is op die tigerdatjies. Daai dubbel tigertjie. Jep. Right, so. Ja, Dis 'n beter vis, Mias. lekker. Is dit die tigerdat? Ek sien 'n iets pink in sy mond. Wat kan 'n pink pit wees? Ek dink is die pink sighter. Dis daai dubbel, ja, is daai pink pit. Ja, Yes, met die tigertjies. ek gaan net uithaal. Nou ja, daar sê jy nog 'n pragtige vis. 2 tigertjies uit die voer uit geskil. Pink sightertjie opgesit, 'n fake pit binne in daai chop BG konsentraat op 'n KD-riek. Pragtige karp. Nou ja, julle. Net so lekker soos dit is om hulle te vang. Is dit lekker om hulle terug te sit, dat julle hulle ook eendag kan kom vang. Dankie jou, girl. Go cool grandma. Ons het nou net daai mooi vis daar in die snotrebelle gevang. Met hierdie stroppie, daai 2 geskilde tigers pink millipit in die chop BG gedip. Kyk die riek. En daai sinkertjie het afgeval soos julle kan sien. Hier is die sinker aangewees toe ons daai visse skep het nie. En hier so maklik dit is om nou 'n sinkertjie aan te sit. Hy het so armpie hier. Trek hom so 'n bietjie weg. Gly die soweltjie daarin. En dan hier so het ons so 'n stukkie rubber. Nou met 'n tailrubber. Wat ons net so oorskuif. Watting, as hy weer reg. Dis koud, dis laat. Die visse maak my kwaad. En as meeste mense weggaan van die dam af, dan hardloop ons dam toe as die koue front aankom en dis wanneer jy reg groot visse vang. Probeer dit gerus 'n bietjie. Dit werk vir ons, dit gaan vir julle ook werk. Dis hoe dit gaan met spesiehengel. Ons klim in die bed om te gaan slaap. Hierheen is in die snotrebelle en ek gaan hom net so 'n bietjie lyn gee om te gaan slaap. En want ons weet dit gaan gebeur. En wragtig daar gebeur het. Net ons in die bed is. Ek en Mias besluit, ek wil vir Mias sê, laat ek hierheen gaan drop, bly jy hier, want ek het net gevoel, daar gaan weer iets gebeur. Ons is 40 meter weg met die bootjie. Daar hardloop hierdie stok. Dis die een wat ons die klein vis mee gevang het. Hierdie voel nou 'n bietjie beter vis, maar hy's ook in die snotrebelle en so, ek gaan nie regtig weet nie. Ons gaan nou sien hoe lyk hy. Gelukkig, die 2 manne kan vis vang. En daar's 'n girl hier binne wat kan vis vang. So, sy was met haar pyjamas, het jy haar afgeneem. Kyk 'n bietjie hierso. Alles gebeur op een slag. En dis die lekker van karpengel. Kom, sussie. Of boetie, wat jy ook al is. Mias is al terug van ander kant die baai af. Jaco moet vir my skep. Jaco is ons producer. Ja! Boom, chakalaka! As hy Jaco. Ok, as jy vir my stok vashou. Die net was die aan mekaar. Dis sukkel ons om die net aan mekaar te kry. What a fish.
Ek skat hierdie vis seker so 13-14 kilogram. Toe ons daai eerste jong vis vang, toe sê ek vir David, hy neem vir ons af, ons gaan dubbel hierdie vis se gewig vang, en ek dink hy sê nou, en dan gaan ons dubbel hierdie in sy gewig vang, ons gaan probeer. Ons gaan gou hierdie vis weeg, Wysling is ge-0, Mia sit hom hier onderin. Terwyl ons dit doen, kaapkeer, fishkeer is vir ons baie belangrik. Julle sal sien, sagte mat waarop ons die vis neersit, sorg altyd dat die vis bietjie water het. Al die materiale wat ons gebruik in karphengel is karpvriendelik. Dit is baie belangrik om die slijmlaag op die vis te beskerm. So, as hy Mia, sal jy hom gryp? Hy is sterker as ek. As ek op hy saamkom, hy is die groter met die muscles. Jo, kan nogal lekker skat, nie? 13 kilos. Boom, chakalaka. Boom, chakalaka. Maklike manier om hierdie vis terug te sit. In die Wysling. Ons is bevoorreg, ons hoef nie voete nat te maak nie. Kom ons sit hierdie mooi vis terug. Ja, vryheid. En hopelik vang ons al binnekort weer. Sy sissa. Ek kan maar swem. Sy. Gaan sy. Wat 'n voorreg. Ons stroppie is reg om terug te gaan. Sinker is gehaak. So wat ons gaan doen, net weer op dieselfde plek sit. Klein bietjie voer afgooi, môre sal ons julle in die daglig sal ons julle wys presies wat in ons voer is. Dit is eintlik baie maklik. En dan hopelik vang ons nou nog 'n groter vis. Die stroppie waarmee ons meeste van ons visse vang, of baie van ons visse vang, is die Boltrick sisteem. Dis waar die sinker afval as die vis hom gryp. Nou, dis 'n lekker fluorocarbon boom section. En ek wil net vir julle wys, ek gaan die naaltjie net so indruk, so onder die water, hy pop-up die dryf. Hy asie gaan so staan onder die water. En daar waar ons hom in die modderhengel, gaan hy net so stadig afkom. En as hy swiveltjie en hy lyntjie op die modder gaan lê, dan is daai poppatjie, want hy is buoyant genoeg, soos wat die Engelsman sê, om hom net so te hou. En daar's geen karp wat dit kan weerstaan nie. En wat dan nou gebeur, as hy daar optel, en hy skuif hierdie sinker, dan val die sinkertjie af, die vis kom op, en ons kan hom maklik uitspeel. Ek het 'n baie groot vis op hierdie strop gevang. Kom kyk hoe lyk hy. Hoi! Ek lyk soos 'n ninja. Ons is redelik koud. Hierdie, ons is by Rode Koppies. Hierdie stok lê net voor Tabazimbi. Soos ver Mia hom ingevat het. Ek dink Mia het gesê net so oor die 750 meter wat hy lê. So ons gaan gou met die boot ingaan om hom te gaan haal. Wanneer jy so ver hengel, is dit net beter. Gaan met die boot in. Maak die afstand tussen jou en hom vinnig korter. En gaan skep hom maar binne. As ons terugkom, gaan ons vir julle wys hoe lyk hy. Dit voel belovend. So kom ons hoop is daai grootte waarvoor ons gekom het. In die sonskyn, langs die water. Vandag gaan ek visvang. Ek los my foon by die huis. Doen gou, dis reg, ons weet dit gaan op die wees. Ek het vir jou gesê, daai ding is oor 20. Waar sy 1.10. Skaal is ge-0. Waar wys hy vir julle? Hy's geminus. Sy. Belangrik om vinnig te maak met hierdie groot visse. Wat sê die skaal? 21 kilos op die kop. Baby, ek het jou gesê. So, dis Van 19 punt. van 19 punt
4-2 af. So, is nie heeltemal 20 kilo, sien? Hy is gezeer, maar daai is free weight. O ja, Ons het die hele skaal, hy is gezeer. dis 'n dik baby. Dis- Daar sê ons het hom 21 gezeer hou. Viskoos. Hy's Ja, lekker ding. 21 flat. Ja, op die kop. On the dot. 21, ons het die skaal Long gezeer hou. time coming. Met die sling in, maat. Long time coming. As hy. Kyk net hierdie vis. Ja, wat 'n vis. Kyk hierdie ding. Sal jy even na die foto's neem, ja? Ja, kom ons gegil lekker saam. Nou wil ek ook so sy dogtertjie gegil. Ons sit aan die einde van deel 1 van ons besoekie by Rode Koppies gekom. En wat 'n manier om af te sluit. 21 kilos op die kop, nuwe persoonlike beste vir my. Dankie Mias. Waardeer. Ons het klaar foto's geneem. Ons gaan hierdie vis in 'n sling sit. Môreoggend 'n paar foto's neem. Gaan ons weer vir julle wys hoe lyk dit in deel 2 van die program. Nou gaan ons 'n bietjie shut-eye kry. Bring hy retainer sling, dat is hom in sy. Bring. What a fish. As hy. Is te klein. Retainer sling is te klein. Vandag gaan ek visvang, niemand gaan saam, sou die wêreld vergaan, en die son gaan staan, sonder my sorge, weg van die wolwe, die gejaag na wind, is by die huis my kind. Vandag gaan ek visvang, niemand gaan saam, sou die wêreld vergaan, en die son gaan staan, sonder my sorge, weg van die wolwe, die gejaag na wind, is by die huis my kind. Dis net ek en my sonskyn, langs die water,